Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en aan jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Hierdie woorde ken ons almal goed. Dit word dikwels aan die einde van 'n erediens vir ons as 'n seën gegee om die week mee in te gaan. Maar hoor ons regtig wat hierdie woorde vir ons beteken? Weet ons regtig wat God in hierdie woorde vir ons sê? Dit gebeur op 'n baie spesiale plek ook in die Bybel. Hierdie seën word nie op 'n mooi plek gegee nie, maar net voor die Israeliete die lang pad in die woestyn gaan aandurf. Dan word vir Moses en Aaron gesê, sê hierdie oor my volk. Hierdie is woorde wat God wil hê ons moet hoor en ons bemoedig, net soos dit die Israeliete gedoen het. Ons almal weet wat vir hulle voorgelê het in hierdie pad. Dit was 'n woestynpad, dit was 'n moeilike en 'n lang pad. So God sê nie in hierdie woorde, alles gaan ewe skielik perfek wees nie. Maar in hierdie seën wat uitgespreek word, van ouds af tot nou nog oor ons elkeen se lewens, beloof God ons dat hy sy aangesig teen ons sal draai en vir ons vrede sal gee. Hoor hierdie woorde mooi. Hierdie woorde is nie net in die mooi tyd nie. Dis ook in die woestyntye, in die wagtye, of net in die besige, moeilike tyd van elke week. In die tye wat ons dalk vergeet om hierdie seën wat op ons uitgespreek word op 'n Sondag deur die week te dra. So as jy vanoggend weer sit, hoor hierdie woorde vir jou. Die woorde wat God vir jou mee wil seën, om jou dag meer te begin. Want hy is teenwoordig by jou. En as hy teenwoordig is by jou, maak nie saak wat die dag vir jou sal bepaal nie. God is daar saam met jou. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en aan jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.